Goeiemôre en baie welkom by ons erediens hier in Janimat Park en ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons loflied vanoggend is Liedboek 214 en ons gaan die 3 verse sing. Here, ons sal U loof, U naam sal ons eer, U weldade sal ons roem. Liedboek 214, ons sing 3 verse heerlik saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons aanbid U as die koning van die konings. Here, as ons deur die woord blaai, staan ons in verwondering oor al die name vir U heerlikheid in U woord. Here, vir ons is U die lelie van die Saron, is U die leeu uit Juda, is U die spruit van Dawid, is U die wonderbare koning, die sterke raadsman, die almagtige verlosser. Here, U is ons koning in Jesus se naam het U Immanuel vir ons geword, naby ons kom staan. Ons het U heerlikheid gesien en daarom aanbid ons U in verwondering. Aanbid ons U met verwagting en weet ons dat wanneer U woord voor ons oop is, U as die sprekende God met ons in gesprek tree, U wil en U waarheid in ons harte kom neerlê en net daarvoor vertrou ons U in Jesus se naam vanoggend. Amen. Die postman is op die punt om sy laaste brief af te lewer. Hierdie brief is die droewigste van almal, omdat dit die enigste brief is waarin die Here geen moontlikheid gevind het om 'n enkele woord van aanprysing te gee nadat hy alles gesê het wat hy wou sê. Terselfdertyd is hierdie brief ook die teerste van die 7 briewe. Nie net het die bestraffing uit die hart van liefde gekom nie, maar was hierdie brief die brief met die teerste, die mooiste, die innigste uitnodiging van al 7 briewe. Hoe 'n gemeente so ver kon afdwaal om verwerplik voor God te wees en hoe Christus so 'n gemeente weer nuut en bruikbaar kan maak. Dit alles lees ons in Openbaring 3, daarvan af vers 14, die brief aan die Laodisense. Kom ons lees die laaste brief saam, vers 14 tot 22 van Openbaring 3. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk,
en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig, beklaanswaardig is nie, arm en blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê. Laodicea was so 70 km suidoos van Philadelphia geleë en Laodicea was 'n floreerende handelsstad. Die gemeente en die stad was nie so groot nie, maar baie ryk. Waarskynlik die rykste van al 7 die stede waarvan ons tot nou toe gelees het. Die stad het ook groot probleme met water gehad. Daar was nie goeie waterbronne in die stad nie en hulle was afhanklik van 'n waterbron so 10 km buite die stad. Dit was egter 'n warm waterbron en die probleem was teen die tyd dat die water hierdie 10 km gevloei het totdat dit in die stad aangekom het, was dit nie meer warm nie, maar dit was lou. Uit die Kolossense brief weet ons dat die gemeente in Laodicea waarskynlik deur Epafras gestig is en dat hierdie gemeente gereeld byeengekom het in 'n vroue lidmaat met die naam Nimfa se huis. En dit wil lyk of die meeste lidmate gedeel het in die rykdom van die stad en dat hulle kon koop wat hulle wou koop. Dit lyk ook nie of daar enige vervolging of diskriminasie teen die Christene in Laodicea was nie, want die Christene het goed ingepas in die stad en 'n gemaklike lewe gelei, iets wat nie noodwendig goed is vir geloof en toewyding nie. Van al die gemeentes was Laodicea waarskynlik die verste van koers af en hulle het dit nie eens besef nie. Want dit is byna ondenkbaar dat 'n gemeente so ver kan afdwaal en verwerplik vir God kan wees. En dit was Laodicea, afgedwaal en verwerplik. Die eerste klag teen hierdie gemeente is waarskynlik die felste. Met 'n duidelike verwysing na die stad se waterbron, sê die Here vir die gemeente, maar julle het ook lou geword. En niemand het daarvan gehou om lou water te drink nie, dit kon jou naar maak. Een van die kommentare sê, die uitspoeg wat die Here sê, ek sal julle uit my mond uit uitspoeg, kan vertaal word met die woorde, maar julle maak my siek, was 'n baie kras aanklag vir hierdie gemeente. Maar dit was hoe die Here oor hulle gevoel het. Hulle louheid hier was gelykstaande aan middelmatigheid, aan halfhartigheid, aan besluitloosheid en 'n gebrek aan oorgawe en toewyding. Die gemeente het gehuiwer tussen 2 paaie. Hulle het nie geweet wat hulle wou kies en wie hulle wou wees nie. En die vergelyking met die lou water hier beteken dat hulle eintlik vir niks gebruik kon word nie. Hulle was vir niks goed en hulle kon vir niks aangewend word nie. Want met warm en koue water kan jy iets doen, maar lou water is nutteloos, dis goed vir niks en daarom kan dit net sowel weggegooi word. Maar hierdie verhaaltjie, hierdie opmerking oor die louheid het egter nog 'n nuance gehad. Lou water was min of meer kamertemperatuur. As jy warm water of koue water aan die omgewing blootstel, dan neem die water mettertyd
die temperatuur van die omliggende omgewing aan. En dit is wat die Here hier vir Laodicea wil sê. Julle het julle identiteit verloor. Julle het so gemaklik aangepas by die stad. Die stad het nie soos die gemeente geword nie. Die gemeente het soos die stad geword, wat 'n nare aanklag was. Maar die louheid was nie al probleem vir hierdie gemeente nie. Dit was in vers 17 word dit so duidelik, dat hulle situasie totaal verkeerd gelees het. Hulle was so selfvertroue en hulle het so goed oor hulle self gevoel en die heel ergste fout van die gemeente was en die naarste vir die Here om te sien is dat hulle gedink het ons het niks meer nodig nie. Ons het niemand nodig nie. Wat ons wil hê, koop ons. Ons kry wat ons behoeftes is. Ons hoor ook hier iets van die ryk dwaase gekheid. Wat gesê het, my skure is vol, ek het nou eers niks meer van God nodig nie. Die Here se respons hierop was hard en regheid en dit vlek die lewe van hierdie trotse gemeente tot op die been oop, want dit is hulle wat uit die Here se mond moes hoor. Julle is nie so ryk en wonderlik as wat julle dink nie, inteendeel, julle is elendig, beklaanswaardig, julle is arm, blind en kaal. Julle het julle geloof so goed as prys gegee. Julle het julle geloof verruil vir iets wat blink en mooi is, maar eintlik is alles waardeloos. Dit is asof die Here dit nie kan verstaan nie. Sy kop skud en vir hulle gril. En daar kom nog 'n merkwaardige sinnetjie van Johannes in hierdie verhaal na vore. Ons lees in vers 19 sê die Here, maar ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. En dit is die ongelooflike van hierdie verhaal, dat die Here vir hierdie, as dit ware die slegste van die 7 gemeentes sê, maar ek werk met julle, omdat ek julle liefhet. En dit is die evangelie so suiwer as moontlik. Die Here het net nie die voortreffelike gemeente soos Philadelphia alleen lief nie, maar ook hierdie dwaase, onbekeerde gemeente in Laodicea het hy lief. Hy is nie daar om hulle te verdoem nie, maar om hulle terug te bring op die goeie pad. Ek tug wie ek lief het, sê die Here. En hierdie woordjie tug wat paideia is, wat ook vertaal kan word met leer of opvoed, opvorm. Die Here sê, ek is hier by julle om julle van niets af te vorm, sou julle maar die klei in die pottebakker se hande wou wees. Soms gee die Here 'n mens of 'n gemeente 'n tydjie aan hulle slegte besluite oor, soos in die geval met die verlore seun, in die hoop dat die individu of die gemeente dan iets sal leer. Soms is dit die beste medisyne wat die kerk nodig het, om weer hulle roeping en hulle oortuiging en hulle dankbaarheid en hulle drif met vuur op te neem en weer gemeente van Christus te wees. En tog bied hierdie brief aan die gemeente aan Laodicea 'n brokkie raad aan. Ons lees, keer terug na die Here wat julle langs die pad verloor het. Die laaste vermaning in die brief is eintlik verrassend. Die Here Jesus word geteken waar hy self nie deel van die gemeente is nie, maar buite die gemeente staan by 'n toedeur en hy klop aan die deur. Die deur in die brief aan Laodicense was 'n ander deur as die deur in die brief aan Philadelphia. In Philadelphia was dit 'n oop deur na die wêreld toe, nuwe geleenthede. Maar die deur hier in Laodicea is die deur wat tussen die gemeente en God kom staan het. 'n Vreemde prentjie. Jesus is nie in die vertrek waar sy gemeente bymekaar is nie, maar
maar hy staan buite, agter 'n toe deur. En mense vra maar hoe is dit moontlik, maar dis die Here nie altyd hier by ons nie. Ek dink tog wel. En dit is wat die prentjie ons wil laat verstaan, dat Jesus buite staan, is dat ons goed soms doen, goed beplan, selfs dinge dink, waarmee ons as dit ware vir die Here wegstuur van ons af. Waarmee ons dit vir die Here so ongemaklik maak, om so teleurstel en om so seer maak, dat hy net nie ons geselskap meer kan verduur nie. En Johannes sê vir Laodicea, dis hier waar julle probleem lê. Julle het lou warm geword, julle bedrieg julleself, julle het vir Jesus iewers langs die besige paaie wat julle opgaan, daar het julle vir Jesus verloor. Dit is julle eintlike moeilikheid, en as julle wil regmaak, moet julle daar begin. 'n Ou Engelse prediker, Campbell Morgan, het dit goed verstaan en hy het geskryf, die enigste genesing vir louheid is die hertoelating of die herontdekking van die vergete Jesus. En dis die punt wat ons moet hoor. Ons gaan nie louheid afskud deur op ons tande te byt en weer harder te probeer nie. Ons gaan nie van ons selfsug en selfbedrog ontslaa raak deur van onsself te sê, maar ek moet dit nie meer doen nie. Louheid en besluiteloosheid en die loop op twee paaie is dieper gewortel as wat 'n mens werklik besef. Die waarheid is dat net Christus ons hiermee kan help. Daarom is die regte plek om te begin om Jesus se klop te hoor, sy stem te hoor en die deur oop te maak en hom in te nooi, dalk weer in te nooi, dalk vir die eerste keer in te nooi, hom waarlik in te nooi. Die Here sê vir die gemeente, hy sê vir elke individu in die gemeente, ek staan by die deur en ek klop. Laodicea moes leer om weer te aanbid. Laodicea moes leer wat dit beteken om die Here te loof en te eer. Met die eerste oogopslag in hierdie brief lees ons nie regtig iets van erediens raak nie, maar as jy later en ook dieper lees, sien jy die helder verwysing na die nagmaal raak, hier aan die einde van die brief, dat die Here sê, ek wil inkom en met julle die maaltyd hou. Die brief begin ook met hierdie verwysing, die selfbekendstelling as Jesus sê, ek is die Amen van die kerk, 'n term wat nog altyd in die kerk en tot vandag toe gebruik word. Die gemeente moes nie net leer om in die erediens met hulle monde die Here te aanbid nie. Hulle moes leer om met die dinge wat hulle het, wat in hulle besit is, die Here te aanbid. Hulle het dit skynbaar nie gedoen nie, omdat hulle gedink het wat ek het is myne en dit behoort aan my. Hulle moes weer leer dat wat ons het ons ontvang. Dit behoort nie regtig aan ons nie. Dit moet in diens staan van die Here en van sy koninkryk. As die gemeente van Laodicea uit die greep van louheid wou breek en weer bruikbaar in diens van die Here moes wees, moes hulle roeping weer opneem en daarby sou hulle moes begin om meer tyd in die teenwoordigheid van Christus te spandeer, want hulle genesing het in egte aanbidding gelê. Hulle sou sy roepstem moes hoor en hom innooi. Hulle sou sy uitnodiging saam met hulle aan tafel te gaan aanvaar. En hulle sou moes tyd neem om weer na hom te kyk en na hom te luister. En dan sou hulle sy heerlikheid weer begin sien, sou hulle ontdek maar wie hy werklik is, as die eerste en die geloofwaardige getuie, die een wat uit die dood uit opgestaan het, die een wat die wit klere omhang, die een wat besig is
om die nuwe hemel en die nuwe aarde te gee. Die een wat baie meer goud het as al die banke in Laodicea, die een wat kan oopmaak om vir God en die wêreld weer werklik raak te sien. Dan sou hulle hom ontmoet as die groot Amen wat op die troon sit en by wie hulle op die troon kan sit. Die een wat tergelykertyd besig is om tussen die kandelare te stap en die sterre, die leraars en die leiers in sy hande hou. As ons die Here weer helder sien, sal louheid byna spontaan verdwyn en sal ek en jy sal gemeentes wees wat onsself met vreugde en oorgawe aan die Here gee. Dalk moet ons so by die einde van hierdie 7 briewe en aan die einde van vanoggend se diens vergeet dat dit 'n mens is wat gepreek het. Vergeet van Laodicea en die al ander 7 gemeentes. Dalk moet ons net stil in gebed voor die Here kom staan en saam bid en vir die Here sê, Here, ek het vanoggend na u brief aan my geluister. Here, ek het die afgelope weke na al u briewe aan my geluister. Maar Here, dit het my geskit. En ek bely dat ek lou geword het. En daarom, Here, wil ek graag u raad aanvaar. Ek wil graag van die goud koop, die egte goud en dit berg, waar geen mot of roes dit kan skaad nie, en geen dief dit kan steel nie. Here, ek wil graag van u wit klere ontvang, sodat ek nie naak hoef te staan, nie in skreiende swart hoef te loop nie. Ek sal graag van u wil oogsalf kry, sodat ek die wêreld vanuit 'n geloofshoek kan bekyk en nie meer blindelings my eie kop volg nie. Here, asseblief, ek wil graag saam met u feesmaal hou. Amen. Ons slotsang is lied 277 uit die Vonkbundel. Ons gaan vers 1, 2 en 3 sing. U is die lig wat deur die duister of deur die donker breek. 3 verse, Vonk 277.
So aan die einde van hierdie reeks oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes van die destydse Klein-Asië, bid ek saam met jou 'n ou Ierse seënbede wat min of meer so klink. Mag die pad voor jou altyd gelyk wees. Mag die wind altyd agter jou rug waai. Mag die son warm op jou gesig skyn en mag die reën saggies op jou velde val en totdat ons mekaar weer sien, mag die Here jou in die holte van sy hand hou. En daarom sing ons vir mekaar die pragtige Aaronitiese seën uit Numeri 7 met die woorde van Vonk 74, 2 verse. Die Here sal jou seën en jou beskerm.